Ag, ek wil sommer net met julle so uit my hart uitkom deel waar ek vandaan kom en hoe dit gekom het waar ek is, waar ek vandag is. Ek het 74 hoërskool voortrekker in Boksburg gematrikuleer. En ek is weermag toe en ek het in 77 landbou gaan studeer. En so in Bronkhorstspruit opgeëindig. Ons het naderhand die landbousektor verlaat. Ek is terug rand toe. Ek het by SA Brouwery gaan werk op die rand. En 'n goeie salaris verdien. Ek het die werk in die landbousektor baie geniet. Dit was vir my 'n seën gewees. Maar omstandighede dwing 'n mens baie keer om 'n aanpassing in jou lewe te maak. Ek het gedink ek kan my lewe maak in SA Brouwery, 'n firma wat goed betaal het. Maar daar het 'n insident plaasgevind en ek het my werk verloor as gevolg van politiek. Ek het een middag daar uitgestap sonder 'n werk. Die moeilikste ding was vir my om by die huis te kom en vir my vrou te sê, ek is afgedank. En dit was my vertrekpunt in ver, of kom ons sê maar regse politiek, en vir waar ek vir die volgende 10 jaar my in uitgeleef het. Ek het van daar begin, het ons 'n vervoermaatskappy begin. Ons het 1 lorry gekoop wat ek eers self gery het. Naderhand 'n tweede en 'n derde trok en 'n vierde trok, en my swaar was naderhand my vernoot gewees en ons het 10 lorries gehad, goeie kontrakte gehad en goeie geld verdien. Geld is nie alles in die lewe nie. En op 14 Mei 1989 het iemand my na die Christelik Gereformeerde Kerk in Pretoria, daardie tyd was die gemeente in Salwokop gewees, genooi, en ons het daar ingestap, bietjie laat, besonderse wyse hoe ons by die gemeente of daar uitgekom het. My vrou het die Here geken, Lily het die Here geken, en sy het vir my vir die laaste 10 jaar gebid. En sy het die Here daardie aand vasgehou dat die Here met ons 'n afspraak sal hê. Die Here het haar gebede verhoor. Toe ons in die kerk instap, was die kerk redelik vol en al stoele wat oop was die voorste 2 of 3 rye. En dis waar ons gaan sit het, so ek het redelik die boodskap eerste gehoor in die kerk. En was my vreemd. Ons Afrikaners het sekere tradisies waarin ons vashou, waar ons soms onwrikbaar op staan, maar daardie aand het die prediker 'n uitnodiging gemaak en hy sê, as jy weet dat God met jou praat, wil jy nie jou hand opsteek nie. En my eerste reaksie was, 'n mens steek nie jou hand in die kerk op nie. En hy het weer die uitnodiging gemaak en ek het nie my hand opgesteek nie. En die derde keer, toe vra hy, wil jy nie opstaan in die bank nie? Ek het opgestaan, ek dink gedeeltelik het God my in my kraag beet gekry en my opgehelp in die bank, maar daar het ek opgestaan en daar het iemand my kom haal. Daardie persoon het my deur middel van EE3 na die Here toe gelei. Ek het die aand teruggery huis toe en ek het nie 'n woord met Lily gepraat nie. Ek het die volgende oggend opgestaan, na die besigheid toe gery en met baie gemengde emosies hier binne in my hart. Die aand toe ek by die huis kom toe, is die eerste keer wat ek met haar kon bietjie deel oor hoe ek voel en wat ek beleef. Dit was nie sommer 'n gebed net gewees om iemand tevrede te stel nie. Dit was 'n gebed waar ek waarlik by God uitgekom het. Ek was 'n persoon wat in tale kon spreek en dis nie die tale van die Bybel nie. Ek het 'n goeie woordeskat gehad en ek kon mense met 'n
klomp werkwoorde baie goed beduie wat ek van hulle dink en hoe ek 'n ding gedoen wil hê. Ek het 30 swartes gehad wat vir my gewerk het. Daardie mense het geweet, het iets gebeur in hierdie man se lewe. Hulle was nie seker wat dit was nie, maar hulle het geweet iets het gebeur. Ek het nie in die volgende week opgehou vloek nie. Dit het vir my 3 maande gevat om oor dit te kom. En anders het uitborrel, dan het ek sommer so teen die trok se band met my vuis geslaan. Sê, Here, help vir my, ek wil dit nie doen nie. En God was getrou gewees. Hy het dit van my weggevat. In daardie jare, ek is nie 'n persoon wat welsprekend is nie, ek is 'n introvert. Ek het in Julie maand van 1989 het ek een nag nie kon slaap nie, ek het opgestaan, ek het my Bybel gevat, ek het uit my Bybel gelees en die Here het met my kom praat uit die eerste hoofstuk van Jeremia, wat sê, voordat jy in jou moeder se skoot gevorm was, het ek jou geroep. Jy is myne. Jeremia antwoord en sê, Here, maar ek kan nie praat nie. God het hom geantwoord om te sê, moenie jy bekommerd wees oor wat jy moet sê nie, ek sal my woorde in jou mond lê. Daardie nag het ek geweet dat God my geroep het. Dit het my 2 weke lank gevat voordat ek een maandagoggend van die werk afgery het en by Lily in die kombuis aan tafel kom sit het en wag sê, weet jy, ek moet vanmôre met jou iets deel. En ek het vir haar gedeel dit wat God vir my gesê het en dit wat ek beleef en my voorgeroep het. En sy het vir my gesê, weet jy, as jy weet dis van God af, dan gaan doen ons dit. Sy is vandag nog net so ondersteunend as in 1989 gewees. Die Here het haar lewe kom aanraak en deur haar gebede het hy my lewe kom aanraak. Desember maand het ons die besigheid toegemaak. Die trokke het in die perseel gestaan en ek het 'n voltydse werktuigkundige gehad en 'n vernoot, my vernoot wat my swaar was. Ek het vir hom gaan sê, dis wat God vir my gesê het en dis wat ek wil gaan doen en hy het vir my gesê, jy's mal, jy kan nie met mense praat nie, hoe wil jy vir hulle gaan preek? Ek sê, weet jy, jy's reg. Ek weet jy's reg, maar dis wat God gesê het. En ek het nodig om aan God gehoorsaam te wees. Toerusting het daar gestaan tot April die volgende jaar toe ek is Januarie kweekskool toe die hekke van die besigheid het nooit weer oopgemaak nie. Ons het eers probeer dit verkoop as 'n lopende besigheid. Dit het nie gerealiseer nie. Want as ons dit sou verkoop het, dan het ons genoeg geld gehad om ons deur ons kweekskoolopleiding te dra. En die Here het gesê, weet jy gaan nie so maklik dit kry nie. Jy gaan van my leer om aan afhanklikheid van my te lewe. En in April maand daardie jaar het God vir my mense gestuur wat die perseel kom koop het, wat van die toerusting kom koop het. En ons kon die skuld aflos en ek kon met my studies voortgaan en so het ons klaar gemaak. En in daardie tyd het ons met die gemeente in Bronkhorstspruit begin. Ons het op 'n stadium gewonder moet ons nie Boksburg toe trek, wat my ma daar gebly, ons is naby die kweekskool in Benoni. Die Here het vir ons baie duidelike woord gegee dat ons bly hierso uit Josua hoofstuk 1. Sê elke tree wat julle gee, waar jy jou voet neersit, daardie grond sal ek aan julle gee. Dit het God ook gedoen, hy het sy woord gestand gehou. En dis waar ons begin dit met die gemeente waar ons vandag is. Ek kan vir julle tientalle voorbeelde opnoem van hoe dat die Here ons geloof getoets het, hoe hy vir ons kom geloof gee het, hoe hy sy woord kom waarmaak het. Ek het 2 kinders. 'n jaar na my bekering het al 2 my kinders hulle lewens vir die Here gegee. Teresa 9 jaar, Ibe 4 jaar. Handelinge 16 vers 31 sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. God is 'n waarmaker van sy woord. My kinders dien die Here vandag nog, saam met my. Wat 'n voorreg is dit nie. My dogter het in standaard 5 die laaste kwartaal van die skool, was sy nooit in die skool nie, sy het MPM gekry.
Ons het dit nie verstaan nie. NPM is gewoonlik iemand wat gerook het, wat 'n bejaarde persoon is, wat dit kry en sy het dit as kind gekry en kort en nie lank van dit is God het daardie kind kom gesond maak. Sy het tennis gespeel, sy het Suidoos-Transvaal gekry op daardie stadium en die dokter het gesê sy sal nooit weer tennis speel nie. Die dokter het dit gesê. Vir April van die volgende jaar het Teresa weer Suidoos-Transvaal klere gekry. God het haar kom gesond maak. 2006 is sy gediagnoseer met MS. Dit was vir ons 'n moeilike tyd want ek het nie geweet wat MS nie en hoe meer ek lees van dit, hoe meer was ek stom geslaan. Ek het dit nie verstaan nie. Maar weet julle wat? Manly Beasley het 'n boek en as julle daardie boek kan kry, lees hom. En hy het geskryf daarso, hy sê faith is believing something when it is not so, in order for it to be so, because God says it is so. Ek het gaan bid en ek het van die Here 'n vers gevra om vir my te gee, vir my te sê wat gaan nou met my kind en hy het vir my 2 Samuel of 1 Samuel 1 vers 17 waar Hanna in die tempel was en sy God bid het vir 'n kind en Eli met haar geraas het. Vers 17 toe Eli verstaan hoekom hierdie vrou God bid en huil vir hom, het hy vir haar die volgende woorde gesê: mag God jou gee die begeerte van jou hart. En die begeerte van my hart was is dat God my kind kom gesond maak. 'n jaar en 'n half later, ons het ons huis ingerig, dat sy na ons toe terugkom. Sy het in die tussentyd haar bekwam as 'n apteker. Ons het haar die huis ingeruim dat sy kon terugkom na ons toe, dat sy by ons kon bly. En sy het ook daar gebly, ons het haar trek gaan haal en sy het een oggend in 2009 het sy by Lily gekom en gesê, ma, die pyn is weg. Hulle het 2 weke gevat voor hulle dit vir my gesê het. En nou is 'n mens verdwaas. Is dit die realiteit? Is dit so? Het God dit gedoen? Het hy dit nie gedoen nie? Maar waaroor ons nie kan stry nie, is dat ons kan sien dat die pyn weg is. Sy het in Middelburg geloukom en terwyl sy daar werk, kom sy af op die neuroloog wat haar gediagnoseer het. En sy het met hom gesê, meneer vir my sê wie is, sy sê, jy's Teresa en jy's 'n apteker. Sy sê, ja dokter, ek wil graag met jou praat. Sy sê, en ek het jou gediagnoseer met MS. En sy het met hom gepraat, en sy het vir hom gesê, sy vra, kan dit in remissie gaan soos kanker? En hy sê, Teresa, jy verstaan nie, dis net 'n progressiewe agteruitgang van jou liggaam. En sy het toe by hom gaan sit in die kamer en hy het gesê, weet jy, ons moet 'n lumbar punch doen, want dis die proteïenlaag is om die senuweepunte gaan lê in die rugmark en as ons daar toets kan ons sien, en ek sal reël, hulle het 'n nuwe MRI scan ingesit in Middelburg, dat hulle die aand 'n scan weer vat. Sy sê, dokter, jy verstaan nie, ek werk. Sê, Teresa, ek sal by jou sit totdat jy reg is. Daardie aand het hulle dit was 'n donderdag aand wat hulle dit gedoen het. Die dinsdagmiddag, ons is in Pinkster 2009, het Teresa vir my gebel. Sy het my gesê, pa, kan ons in vanaand se diens, kan ek 'n getuienis gee? Ek sê, ja, my skat, jy kan. En daardie aand kom deel sy met ons dat die dokter het na die toetse gekyk en ek sê, dit kan nie wees nie. Hy toe laat kom hy die scans van wat hy gedoen het in Unitas en hy kyk weer na dit. Hy sê, hier het sy dit en hier is dit weg. En die toets het eers die dinsdag uitgekom van die lumbar punch en daar's niks in die
geen spoor van dit in die rugmark volg nie. Hy sê, Theresa, ek verstaan dit nie. Ek sien dit en hier sien ek dit nie. Iets het hier gebeur wat vir my onverklaarbaar is. So het God my kind kom gesond maak. 'n jaar later het daardie dokter haar weer gebel. Ek vra Theresa, hoe voel jy? Sy sê, dokter, ek is gesond. Hy sê, ek is op pad Kanada toe na 'n mediese kongres toe. Hy sê, ek kan dit nie verklaar nie en ek verstaan dit nie, maar hier het iets gebeur. En ek wil vandag vir julle sê, geen van ons geestelike tydskrifte wou hierdie verhaal publiseer nie. Dit is wat God kom doen het in 'n pa, wat toe ek by die brouery gewerk het, toe ek daar uitgestap is, ek het my werk verloor, ek is afgedank, by 'n huis ingestap het, nie geweet wat kan doen nie, en dit was die vertrek van my in regse politiek in. En daarin het ek my kom uitleef, want ek kon hierdie woede wat ek in my binneste gehad het, kon ek uiting gee, deur by die goed betrokke te raak. 'n maand nadat ek tot bekering gekom het ek bedank uit die politieke partye waaruit betrokke was, en Bronkhorstspruit is nie 'n groot gemeenskap nie. Baie van die mense wat my geken het vir my gesê, hoe het jy nou jou politiek verander? Ek sê, nee, julle verstaan nie, God het my hart kom verander. Dit sou vir my baie makliker gewees het om na 'n ander dorp toe te gaan en daar in te stap as die dominee van 'n gemeente en niemand weet van my agtergrond nie. In Bronkhorstspruit het dit my gevat dat ek baie keer na mense moes toe teruggaan en gaan regmaak, en een van die mense was Jan Botma van die NG Kerk. Ek was lidmaat van dit gewees en hy het vir my kom besoek in 86 toe Kerk en Samelewing uitgekom het, en hulle gesê het lidmaatskap is oop vir alle rasse, en ek het vir Jan nie goed behandel nie. Ek het hom in geen onduidelike terme laat verstaan wat my gevoel is rondom dit nie. 17 jaar later het ons 'n biduur 6:00 in die oggend vir die deraars, en daardie oggend toe ek so toe ry, sê die Here, Sakkie, jy moet met Jan regmaak. Ons het in die biduur gesit, ek sê, Jan, kan jy die aand onthou toe jy vir my kom besoek het? Nou, my hart wil hy met vir my sê, nee, Sakkie. Dan sê vir my, Sakkie, ek onthou dit baie goed. Daardie oggend het ek nodig gehad om dit met Jan reg te maak, wat ek ook gedoen het. Dit was die pad wat God vir my in hierdie samelewing waarin ek nog steeds is, van vervoerkontrakteur, verregse politiek, tot by vandag leraar van 'n gemeente, waarin daar Indiërs in die gemeente sit, waar daar swart kinders in die gemeente is, en wat daar van tyd tot tyd swart mense in die gemeente inkom, en waar ons betrokke is by 'n kinderhuis in Verena met 32 swart kinders, wat ons vir daardie kinders 2 ete 7 dae 'n week gee, 12 maande 'n jaar. Maar dit vir my 'n voorreg is om so toe te ry en te sien wat God in daardie kinders se lewens doen. Is maar so 'n kykie van wat God in my lewe kom doen het. En op kweekskool, ek was nie die een wat sending voorgestaan het nie, ek het op 'n stadium sendingwetenskap opgeskop as 'n vak, en aan die einde het ek 'n module gekort om my graad klaar te maak, en toe die universiteit vir my vergunning gegee om die tweede module van 3de jaar te doen, en daardie tyd het God in my lewe kom inspreek. En dit was die vertrekpunt in ook in. En dit is julle so in die gemeente rondkyk en julle sien waar ons by betrokke is. Is wat God in 'n mens se hart kan kom doen. Dis God se werk, is nie 'n mens se werk nie. Ek dank die Here vir die vrou wat hy vir my gegee het, wat vir my geondersteun het, wat vir my gebid het.
en wat vandag aan my sy staan, ook deur moeilike tye, en waar ons aan God vashou om 'n verskil te maak in die wêreld waar binne God ons geplaas het. En ons doen dit binne daardie gemeenskap wat ons gedoen het, wat ons met tye die gemeenskap se gesig anders wou laat lyk het. Nou doen ons dit en dit lyk anders, maar nie op 'n manier wat ek dit toe wou doen nie. Maar soos God wil hê ek het maar dit doen. Weet julle, daar is tog so baie goed wat ek vir julle kan so ons het 'n krisis met geld terwyl ek op kweekskool is. Ons het nie geld nie. Ek het R4,000 oortrokke rekening by die bank gehad. Dit het 10,000 geword met rente. Die dame by die prokureurs bel vir hulle, sê sy jong, is 'n dagvaarding op pad. Want hulle weet waarmee ons. Sy sê ek sal die leer onder in die hoop sit. So dis is tydelike verligting, nee, dis nie 'n oplossing nie. Maar weet julle, God is so getrou dat in daai tyd bel iemand my. Hy sê jy het 'n kraan geadverteer, een van die hidroliese krane agter op 'n lorry. Ek sê ja, ek het hom geadverteer. Hy sê, het jy hom nog? Ek sê ja, ek het hom nog. Hy sê ek soek hom. Hy kom kyk en hy het die kraan gevat. Die verskil is dat daardie kraan se advertensie was 'n jaar terug in 'n landbouweekblad gewees. Wat is die kanse dat 'n ou 'n jaar terug se landbouweekblad vat en optel en oopmaak en bel? Ons kon die R10,000 aflos en ons het R100 in ons sak gesit. Dit is sulke goed wat, en as ek vandag vir julle, as ek na leraars kyk en ek kyk na hulle kinders en hoe hulle sukkel dat hulle kinders die Here moet dien, is vir my hartseer. Ek het gisterand iemand gehad wat by my gesit het, gesê, Sakkie, weet jy, en my kinders bly hulle is nog almal by my by die huis, ons bly nie in dieselfde huis nie, maar op die huis is daar woonstelle. Die huis hier oor kan die pad het ons nou vir my dogter gebou. Hulle sal seker einde weer nou Desember intrek. Ek sê as ek jou kinders kom sit hier by ons, hulle kuier saam. Nou Teresa's 38. Ibe is 32. Weet jy, en dis vir hulle nie vreemd om daar te kom sit nie. En as ek vandag sien hoe hulle 'n pad met die Here stap, sê ek, wow, is my blessing. God bly 'n waarmaker van sy woord.